Al die maatjies. Al die maatjies is een wonderlijke ding. Geef je haar. As hy, Marag. Gelijk met die verjaarsdag. Ja, jongen. Oké, hallo, ons wacht nog. Hier is nog chommies in chommies wat kom. Julle sal nie glo nie vandag keer of jy iemand vir ons. Jan. Yo, ek dink Jan is op vakansie of op die plaas of iewers, Noordoever, jy weet. Mimi. Mimi? Is dit sy? Ek weet nie was. Mimi? Daar is niemand hier agter nie. Mimi? Kom ons roep 1 2 3 pop. Ja, kyk ons wie kom uit. 1 2 3. My naam is nie Pop nie. Wat is jou naam? Hoekom? Okay, Mimi, kom ons roep haar. Mimi Mia Smit van nee, Elisenheim, sy het getrek. 1 2 3. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Hallo. Waar ben jy besig? Kan ek help? Waar is jou ander voet? Waar is jou ander voet? Kruisbeen, voete. Hallo. Soos hy. Dit voel of jy lyfseer is. Ja, ek spaar lyfseer. Is dit? Ja. Wat het gebeur? So, ek is nou moeg vir atletiek stories. Ja, wie doen nog atletiek? Is nou klaar. Atletiek is klaar. So, toe die atletiek klaar is, toe hou ons 'n pretloop. Ja. 'n Vanrun of 'n pretloop. Ken jy 'n pretloop? Wat is pretloop? Wat is 'n vanrun? 'n Vanrun. Dis waar jy ran en dis van. Ja, maar dit is nie. Glo my. Wie weet wat 'n pretloop? Jy loop net. Basics, ja. Ja. Maar dit is lekker. So, hoe die pretloop werk is, daar is 'n vasgestelde en bepaalde roete. Okay, ken julle wat sy bedoel het nou? Daar's soos 'n map, sy moet loop volgens die map. Dis Ja. vasgestel, jy loop hier links, dan gaan jy daar links, dan gaan jy daar links, dan gaan jy daar links, dan sit 'n sirkel. Ja, so, vir my ouderdom, wat doen jy? Ek maak jou hare reg. O. Dit lyk rof. So, vir my ouderdom was daar net 'n 2 kilometer en 'n 5 kilometer stap. Wie het al 5 kilometer gestap? Jo, wie het al 2 kilometer gestap? Jo, Ja. dit is baie moeilik. Met almal wat ons parkering vat, voel dit of ek 2 kilometer kerk toe gestap het. Ja, dan moet jy weet 2 kilos is wild, So, baie ver. so, Okay, maar wag, so 2 kilos, wat vat dit? So 40 minute? Ons praat van 'n pop, kyk hoe lank is haar bene? ja. 40 minute, 50 minute. En oupa het gesê ek mag nie die 5 kilo stappie want hy gaan my nie dra nie. Ja, dit maak sin. So ek moet self stap. Okay, so, hoe dit So, gewerk? toe het ek het geweet dis 'n loopstorie, so ek het geweet ek moet energie pak. Ja, So toe het ek elke dag hierdie week, as ons klaar aandete geëet het, het ek vir my bietjie kos in 'n bakkie geberre en in my tas gesit. vir die 2 kilos. Vir die 2 kilos dat ek energy het. Okay, Energy Boys, ja? Ja, so toe pak ek al my bakkies van die week in my tas in. Okay, Hulle het heel week in die tas gesit. So, dit was alles daar. En toe vat ek 'n 5 liter water en toe is ons op pad na die stap toe. Toe ons by die kar uitklim, toe sê oupa, ek moes eintlik net gevat het wat ek nodig gehad het. ja, soos een, wat sy Jungle Oats bar is genoeg. So toe kon ek nie my water vat, my 5 liter water nie. Ja. Toe is ek dors. En toe sê oupa, die kos het 'n bietjie sleg begin ruik, so ek kan ook nie dit eet nie. So toe het ek ook nie kos nie. Jo. Maar toe sê juffrou, okay, hier is 'n kaart, elkeen kry 'n kaart en hierdie is die roete wat ons almal saam stap. Toe sê sy so, jy kan of op jou kaart kyk as jy bietjie agter raak, of jy kan net by die groep bly. Ja. So toe begin stap ons en toe sien ek butterfly, toe gaan kyk ek 'n butterfly. Oh. En toe sien ek voeltjie, toe kyk ek voeltjie en toe is niemand meer daar nie. Toe Toe sy sit agter. toe sit ek agter. Wow. Toe moet ek die kaart gebruik. Wow. Maar ek kan nie lees nie. Wow. Nou, jo, en toe? Toe stap ek waar ek gedink het die pad is. Toe stap ek en ek loop verby huise onder telefoonpale deur. Wow.
En ek loop, en ek loop, en ek loop, en ons was eintlik op Van Windhoek, so ek weet nie hoe die huise daar gekom het nie. Ja. En ek loop, en toe, 5 uur daai middag, toe kom kry die polisie my. Op die Ja. Elisenheim. Toe loop jy oor die berge Elisenheim toe. Ja, by die Jo. huis. Toe het ek by die huis uitgekom. Heel dag gestap. So ek kan nie lees nie. So eintlik moes ek net gefokus gebly het op die pad en wat Ja. voor my is. Maar toe sien ek 'n butterfly en ek sien 'n voeltjie en Of as jy net vir juffrou gekyk het, nê? ja. As jy gesien het daar gaan juffrou links, dan kan jy geweet het okay, ek moet daar links Maar stap. sy het so vinnig gestap. Ai, juffrou. Juffrou. Wat is haar naam? Huh? Is nie Susan nie. Nee, ons mag nie sê nie. O. Haar naam is juffrou. Juffrou. Ja. Okay, maatjies nê? So baie maklik. Hulle het 'n vanloop gehad. Sy het verdwaal geraak want sy het op die skoenlappertjie gefokus en toe wat nog die voeltjies Ja, I got sidetracked. sidetracked, nê? En toe raak sy verdwaal. Heeltemal verdwaal. Ja, toe in plaas van wat sit 40 minute of 2 ure, toe stap jy die hele dag. Baie ver. baie So ver. Ja, hy's moeilik. Ja. Okay, so ons gaan vandag nê, gaan ons 'n bietjie fokus op Jesus, nê? Hoe loop ons saam Reguit. met Jesus? O. Ja, reguit, ja. Jy moet jou oë oop hê as jy wil reguit stap. Ja, ja. Ken julle Mythbusters? Okay, vra vir julle ouers wat is Mythbusters, nê? Daar's 'n episode wat hulle gedoen het, wat hulle die manne geblindfold het, nê, soos toegemaak het. Dan sê hulle, okay, kom ons kyk hoe ver kan jy reguit stap. Hulle kon nie reguit stap nie. Ken Ja, julle dis nie net 'n blindfold wat dit doen nie. Okay, Mimi. Kom ons bid. Okay, wie gaan vir ons bid? Is daar 'n maatjie wat vir ons wil bid? Wil jy bid? Kom bid. Sal jy oogies toe? Wil jy ook bid? Okay, kom bid. Okay. Jy gaan eers bid, dan gaan Burger bid en dan die oogies is toe. Mimi, wil jy na die tyd vir ons afsluit met gebed? Nee. Okay, hoefie. Okay. Kom ons bid. Kom ons bid. Mamas, papas, maak julle oogies toe. Maatjies oogies toe. Papa, Sissie, Mami. Amen. Liewe Jesus, help asseblief dat al die mense op die strate kos sal kry om te eet en help asseblief dat al die mense wat siek is gesond sal raak. Amen. 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 Dankie julle. Amen. Okay, maatjies, julle kan agtertoe gaan. Julle kan daar na die ark toe. Kan ek ook gaan? Ek Mimi- moet die Elisenheim toe stap. Ja, nee, ons sal vir jou lift organise. Okay. Okay, cheers Mimi. Okay, bye. Bye. Alright. As julle nie verlede weekie was nie, ons het met 'n nuwe reeks begin. So is nog steeds subkategorie van boldness in Jesus, maar ons fokus op die boek van Hebreërs vir die volgende paar weke. Julle sal sien dat verlede week het ons gepraat, as julle nie verlede weekie was nie, op ons website of op YouTube is die link na die preek toe as jy dit graag sal wil gaan kyk. Ons kyk na die waarskuwings wat in die boek van Hebreërs is. Maar ek wil graag net vir julle agtergrond gee van die boek van Hebreërs sodat ons almal op dieselfde bladsy is. Laat ons weet wat en waar en hoe en hoekom. So as jy jou Bybel by jou het, asseblief blaai na die boek van Hebreërs toe. Baie vinnige opsomming van Hebreërs. Hebreërs is deur iemand geskryf. Ons weet nie wie nie. Die brief is nie geadresseer nie, so ons weet nie wie dit geskryf het nie. Maar dit maak ook nie saak nie. Hebreërs is 100% in God se woord, deur God geïnspireer. Die skrywer dis half goed dat die skrywer nie genoem is nie. Want nou hoef ons nie te wonder of te twyfel of te wat nie, maar ons kan weet dat dit is God se woord en ook die feit dat hierdie skrywer skryf aan aan Jode wat Christene geword het. In daai tyd is dit baie belangrik om te weet, Jode wat Christene geword het, is gewoonlik mense wat wil teruggaan na die ou manier van dinge doen. So hy is 'n Jood wat sy lewe lank diereoffers gedoen het. Dis iemand wat sy lewe lank 1 keer 'n jaar na die tempel toe gegaan het. Dis iemand wat sekere goed eet en sekere goed nie eet nie. Daar's tradisies, daar's wette wat hulle volg en hier kom hierdie man Jesus en hy sê ek kom vervul daai wet en volg my en ek kom skryf die wet op jou hart. Nou volg die Jode vir Jesus, hulle word Christene
wat beteken 'n klomp van hulle tradisies en goedjies val weg. Hulle hou vas aan Jesus en dan word hulle vervolg omdat hulle Christen is, deur die Romeine en deur die ander Jode. En dan gaan hulle terug van Christendom af terug na Judasme toe. Hulle word dan weer Jode. En die skrywer van Hebreërs skryf hierdie aan die Christen Jode om hulle te herinner aan wie Jesus is. Dis die doel van die brief. En die doel van die brief is, Jesus is beter. In hoofstuk 1 en 2, ek wil julle aanraai gaan lees dit, dis nie baie lankie, hoofstuk 1 en 2, sal julle sien, hy praat van Jesus wat beter is as die profete, en dis die ding van die Jode, het vasgehou aan wat die profete gesê het, byvoorbeeld Moses. Daai het vir hulle die wet gegee, daai het hulle deur die Rooi See gelei, daai het hulle van Egipte af bevry. Hulle sien nie noodwendig is God wat dit gedoen het nie. Hulle hou vas aan Moses. Moses is die ou. En hierdie skrywer sê Jesus is beter as die profete. Hy is groter as die profete. Selfs die engele, hoofstuk 1 en 2. Jesus is groter en meer belangrik en beter as die engele. Hierdie boodskappers wat hulle deur die eeue heen gekry het, deur wie God die boodskap gebring het. Jesus is nou die een waardeur God sy boodskap bring. Hy is beter as die profete, beter as die engele. Ons gaan vandag baie spesifiek kyk na Jesus is beter as Moses. Net om julle te herinner ook van die waarskuwing van verlede week. Daarom, Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het. Goeie nuus van Jesus. Sodat ons nie dalk wegdryf nie. Dis die waarskuwing. Nee? Gee aandag aan dit wat jy gehoor het, sodat jy nie wegdryf nie. Vandag se waarskuwing, baie dieselfde taal, bietjie anders. Alright. So, Hebreërs 3. Ons begin vandag in Hebreërs 3. Ek gaan vers 1 saam met julle lees. Kom ons bid net gou saam voordat ons begin. Liewe Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om as familie in Christus bymekaar te kan kom om hierdie boek van Hebreërs deur te preek. En Here, ek kom vra Here, laat ons by die huis ons eie studie sal doen, want Hebreërs is 'n diep boek. En Here, ek kom vra dat ons regtig self ondersoek sal doen. Dat ons self tyd in hierdie brief sal spandeer, want ons het net soveel tyd op 'n Sondag om aan die basiese goedjies te raak van Hebreërs. Maar Here, U praat so hard in Hebreërs dat Here, U is beter. Jesus is koning van die konings, U is die Messias, die finale slagoffer. Ons kom na die Vader toe deur U. Here, ek vra dat ons Hebreërs op ons eie tyd sal gaan lees en self sal ondersoek doen en self sal gaan sien wie U is uit Hebreërs. Here, dankie dat ons vandag die voorreg het om dit saam te bestudeer en dat ons saam U woord kan lees. Bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. So Hebreërs 3 vers 1. Is julle daar in julle Bybels? Okay, great. As jy 'n highlighter het of 'n pen het, merk hierdie eerste vers want dit is baie diep. Ons gaan vir die volgende 45 minute fokus op vers 1. Ek joke, is 'n bietjie korter. Ons gaan vir die volgende 5 minute fokus op vers 1. Jy kan 3 preke preek oor vers 1. Ek gaan dit baie vinnig vandag net opsom. Baie vinnig net aan dit raak. Maar kyk die diepte wat in Hebreërs is. So hy sê, Hebreërs 3 vers 1. Daarom, broers, en natuurlik as hy sê daarom, die hele hoofstuk begin met daarom, die Engels sê therefore. Jy moet hoofstuk 2 gaan lees om te weet wat is hierdie therefore. Wat sê hy? So, ek wil julle aanraai gaan lees hoofstuk 2 op jou eie tyd, sodat die daarom vir jou sal sin maak. Daarom broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoofpriester van die geloof wat ons bely. Hier is gewoonlik 'n sin wat ons net sal lees. Net oor ons lees hom net. Ek wil graag dieper ingaan. Ons gaan kyk na die eerste deel. Daarom broers wat vir die Here afgesonder is en die deelgenoot aan die hemelse roeping. Jy sal daar's klomp vertalings, né? Julle weet dit. Daar's die 2020 vertaling, die 53 vertaling, 83 vertaling, Engels is daar ESV, NIV, die New King James, die King James. Daar's so baie weergawe en ek wil julle aanraai gaan lees, gaan sit hierdie dele langs mekaar en gaan lees dit in die verskillende vertalings. Want in die 83 sal hy sê broers. In die 53 vertaling sê hy heilige broers. In die 2020 vertaling sê hy heilige broers. In die NIV sê hy holy brothers and sisters. So van wie praat hy? Wie is hierdie broers? Is gelowiges.
Mense wat in Jesus glo. Dis hoekom hy sê broers, né? Broers, dit is broers en susters, gelowiges. Jode wat Christus volg. Wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die heilige roeping. Nou sê hy ook, hulle is die heilige broers. Daai is die eerste klaar bietjie diep. Dit gaan nou klaar bietjie diep. Dan sê hy, wat moet hulle doen? Wat moet hierdie gelowiges doen? Hy sê vir hulle, moet julle noukeurig let op Jesus. Nou vir ons wat na 53 gebore is, weet nie regtig wat noukeurig let beteken nie. Dalk doen julle. Ek het nie. Ek moes gaan kyk wat sê die Engels. Nou die Engels sê dit baie mooi. Fix your thoughts on Jesus. Noukeurig let sê dit ook eintlik dan baie mooi. Né? Julle moet jou gedagtes op Jesus plaas. Ek het 'n preek gaan kyk van 'n ander ou en hy het in die Grieks ingegaan en die Grieks is so mooi, dis katanoueo. Noueo is om jou gedagtes te beoefen, exercise your mind. Dis om gereeld oor iets te dink en kata, die prefix, die katanoueo, kata wys die intensity van die aksie. So hy sê nie jy moet net soms aan Jesus dink nie. Hy sê fix your thoughts on Christ. Dus jy moet gereeld aan Jesus dink wie Jesus is, wat hy gedoen het. Hy sê dit vir die gelowiges, broers, julle moet noukeurig let op Jesus. Dink aan hulle situasie. Hulle is besig om vervolg te word vir hulle geloof. Hulle wil teruggaan na Judasme toe. En hy sê, nee. Hou jou oë gerig op Jesus. Hou jou gedagtes op Jesus gerig. Katanoueo. Fix your thoughts on Jesus. So, julle moet noukeurig let op Jesus, en dan gee hy hierdie titel vir Jesus, die apostel en die hoëpriester van die geloof wat ons bely. Die apostel, die Grieks is apostolos, wat letterlik beteken om die een wat uitgestuur is, né? So, Jesus is uitgestuur van die Vader af, om sy wil aan ons te kom bekend maak, om God aan ons te kom openbaar. En dit is dan ook die Johannes 20 vers 21 tot 22, ek het dit nie op die bord nie, luister net, Johannes 20 vers 21 tot 22, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. So Jesus word hierdie titel gegee, die apostel, apostolos, die een wat gestuur is van God, en dan ook die hoëpriester. Nou die hoëpriester is regtig baie diep ene. As jy dink aan Israel se geskiedenis, wie was die eerste hoëpriester wat aangestel is? Weet julle? Q&A. Aaron, yes. Eerste hoëpriester wat aangestel is. Toe uit die Lewiete se lyn uit word daar hoëpriesters aangestel. Daar's een hoëpriester oor die hele volk van Israel. Die hoëpriester se rol is, hy verteenwoordig God by die mense en hy verteenwoordig die mense by God. Dis sy rol. En dan sal julle ook onthou, as jy nou die Ou Testament gaan lees, dat hulle hierdie tabernakel gehad, wat die tent waarin die verbondsark is, dis dan waar God teenwoordig is. Wat doen hierdie hoëpriester een keer 'n jaar? Hy gaan in die allerheiligste in, nadat hy 'n vlekkelose lammetjie geslag het, nadat hy 'n 7 dag reinigingsproses deurgemaak het, gaan hy in hierdie allerheiligste in. Die deel van die tabernakel waar God se teenwoordigheid is. En hy gaan doen versoening vir die hele nasie, die hele volk van Israel se sondes, deur om die bloed van die vlekkelose lam op die versoensdeksel van die verbondsark te spat. Dit was sy rol. Hy doen versoening vir die hele volk se sondes, deur die bloed van 'n vlekkelose lam op die deksel van die versoensdeksel van die verbondsark te spat. As hy nie sy reinigingsproses reg gedoen het nie, as hy iets vergeet het, of dalk het hy per ongeluk in ietsie doodgevat, of dalk het hy in plaas van 7 keer 'n dag, miskien 6 keer 'n dag gebad, dan het die ander priesters van die Lewiete, het dan klokkies om sy togas so gewerk, en 'n tou om sy enkel vasgemaak. Sodat as hy in die allerheiligste ingaan, in die teenwoordigheid van God, en hy's nie gereinig nie, dan val hy dood neer. Dan sit en luister hierdie manne aan die ander kant van die voorhangsel, sit en luister hulle vir die klokkies wat stil raak, sê hulle, ja, hoëpriester is dood, trek hulle hom in die tou terug. Letterlik, dit staan in die Bybel, né? Dis wat gebeur het. So hierdie ou het 'n baie belangrike rol gehad. Vandag het hy nie meer 'n rol nie, want daar is nie meer hoëpriesters nie, want Jesus is die finale hoëpriester. Jesus is die een wat die vlekkelose lam is. Sy bloed is vir ons sondes gestort.
Hy sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy het die voorhangsel laat skeer, wat sê, ek en jy kan nou in God se teenwoordigheid kom. Jesus is die hoëpriester, wat God verteenwoordig by ons, en ons verteenwoordig by die Vader. Ons kan na die Vader kom deur Jesus. Hy het die prys betaal. Hy is die finale en die perfekte slagoffer. Daar is nie meer 'n hoëpriester nodig nie. Hy is die hoëpriester. En onthou, hy skryf dit aan Jode wat die Ou Testament glo, wat die tradisies ken, wat deelneem aan hierdie goed, wat deelneem aan die wette van Moses. Hy sê Jesus is die hoëpriester. Jy hoef nie meer 'n slagoffer te gee, want Jesus is die finale en die perfekte slagoffer. So net die feit laat hy sê Jesus die apostel en die hoëpriester van die geloof wat ons bely. Sê klaar baie. Dan daai deel, die geloof wat ons bely. In 1 Petrus 2 vers 11 tot 12 sê hy dit: Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Hierso kom dit: gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van die afrekening. Die geloof wat ons bely ons nie net met ons mond nie. Ons bely ons geloof met ons lewe. Romeine 10 vers 8 tot 10 sê dit: naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en met ons woord, en ons word vrygespreek, en met ons mond bely ons, en ons word gered. Met ons hart glo ons, met ons mond bely ons. So die belydenis, die geloof wat ons bely, is nie net met ons woord nie, as met ons lewens. Dis vers 1. Kom ons gaan na vers 2 toe. Nou gaan dit bietjie aftrand, dit gaan nou vinniger gaan. Hebreërs 3 vers 2 tot 6. Dan gaan hy nou aan en hy maak nou 'n vergelyking tussen Jesus en Moses. Hy het nou in die begin vir hulle gesê wie julle is, die heilige broers, wat jou roeping is. Hy het gesê wie Jesus is en hy het hulle herinner aan die geloof wat ons bely. Dan maak jy 'n vergelyking tussen Jesus en Moses. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid gewaardig geag as Moses. Net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou doen. Christus daarteenoor is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Wat hy basies hier sê, is die dienaar van die huis is nie belangriker as die eienaar van die huis nie. Maar dis hoe die Jode geoperate het. Moses was net die dienaar van die huis. Hy het net gesê wat God sê. Hy het net gedoen wat God vir hom sê hy moet doen. Jesus, hy is die bouer van die huis. In daai 2 vers 2 tot 6 sê hy Jesus is God. En Moses is minder as hy. Maar die Jode het so 'n manier gehad, hulle hou weer vas aan Moses. Hulle hou weer vas aan die goed van Moses. Hulle herinner mekaar aan die stories van Moses. En wat die skrywer van Hebreërs doen is, dink aan Jesus. Dink aan Jesus. Jesus is beter. Hy het kom vervul. Hy is die een wat red. Yes, Moses is belangrik en hy het goeie goed gedoen. Jesus is beter. Dis wat Hebreërs die hele tyd doen. As jy die boek van Hebreërs gaan lees, dan sal jy sien, hy sê, profete is great, Jesus is beter. Engele, great, Jesus is beter. Moses, great, Jesus is beter. Joshua, great, Jesus is beter. Hy vergelyk die hele tyd so. Hy sê, dis wat hulle rol was, Jesus is beter. Dis wat hulle gedoen het, Jesus is beter. As jy vir iemand wat vir jou vra, waaroor gaan die Hebreërs, sê jy vir hom, Jesus is beter. Dis waaroor die Hebreërs gaan, Jesus is beter. Dan gaan hy aan, en hierdie deel haal hy dan uit Psalm 95 aan.
Psalm 95 ook van 7, vers 7 tot 9 sal jy sien is basies dieselfde woorde. Hy sê dan dit, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Onthou nou, luister daarna, hoekom? Jesus is beter as Moses. Nee? Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders, toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Ek gaan vergelyk bietjie Psalm 95 met hierdie. Selfde. Hy wys hulle terug na, onthou julle waar julle was. Julle is nou Jode wat vashou aan hierdie wet en julle dink julle is beter as almal. Meanwhile, gaan kyk na wat het die voorvader gedoen. Kyk, waar is julle nou? Julle bevraagteken nou vir God, soos wat jou voorvaders vir God bevraagteken het in die woestyn. Hy herinner hulle aan daai tydperk. Hy vertel vir hulle van hierdie storie. Ons almal ken Israel se storie. Ek gaan 'n baie vinnige crashcourse doen oor Israel se storie. Israel is gevangenes, slawe in Egipte vir 400 jaar. Die Here verskyn aan hierdie man, Moses, deur die brandende bos. Hy sê vir Moses, laat my mense vry. Moses gaan na die Farao toe. Hy sê vir hom, laat my mense vry. Farao sê nee, plaag nommer 1 gebeur. Hy gaan terug na Farao toe. Farao laat my mense vry. Farao sê nee, plaag nommer 2 gebeur. Die 10de plaag gebeur. Farao verloor sy oudste seun en hy sê, gaan asseblief. Moses gryp die mense, 2.5 tot 3 miljoen mense. Ons moet nou gaan. Ons is vry. Hulle gaan, kom by die Rooi See en daar staan hulle nou. Farao het besluit, nee, ek gaan hulle nie vrylaat nie, ek gaan hulle weer gaan haal, ek gaan hulle weer slawe maak. So, Rooi See, Israel, Egiptiese weermag. En wat doen die Here? Maak die Rooi See oop. Israel stap op droë grond deur, word gered. Dis nou na 10 plaae, na die Rooi See, bevraagteken hulle nog steeds vir God. Hulle stap in die woestyn, die Here het hierdie belofte van 'n beloofde land, hulle kom by berg Sinai, die Here gee vir hulle die 10 wette. Wat gebeur toe Moses terugkom van die berg af? Goue kalf, aanbid klaar iets anders. Dis die storie van Israel. Die Here doen vir hulle hierdie klomp goed, gee vir hulle land, bevry hulle, wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk en hulle harte bly hard. Hulle bly hardkoppig. Die Here doen iets goeds, gee vir hulle land, sê vir hulle, stuur een man van elke volk, elke stam, stuur hom in Kanaan in, gaan kyk bietjie, kom terug, en maak ons plan dat ons ingaan. 2 manne sê, yes, die Here is met ons kan daai reuse gaan oorwin, dis ons land. Die ander 9 sê, daar is nie 'n manier, of 10 van hulle. Daar is 'n manier hoe ons gaan nie. Het jy gesien hoe groot is hy mense daar? Ons gaan verseker doodgaan. En Joshua en Caleb sê, nee, God is met ons. Ons het hierdie land. Dis God se belofte. Wat doen God laat daai mense doodgaan? Hy hou hulle 40 jaar in die woestyn. Laat daai ongehoorsame generasie uitsterf, sodat hulle kinders in die beloofde land ingaan. Die beloofde land word ook geken as God se rus. So van slawe af na God se rus. Hulle was ongehoorsaam en God sê, ek gaan 'n eed aflê, jy gaan nie by my rus ingaan nie. Jy gaan die beloofde land sien, soos Moses, jy gaan hom sien, maar jy gaan nie aangaan nie. Hoekom? Hulle was ongehoorsaam. So daar is die storie basies van die Rooi See wat split, tot die wonderwerk wat God gedoen het, tydens hierdie 40 jaar. Hulle was ongehoorsaam, God versorg hulle nog steeds. Hulle kry elke dag manna, genoeg om van te survive. Kom ons sê 3 miljoen mense. Imagine die hoeveelheid manna wat 3 miljoen mense nodig het. Dan, wat doen hulle? Hulle skep meer as wat hulle nodig het. Terwyl Jesus gesê het, moenie te veel vat nie want dit gaan afgaan. Vat net wat jy nodig het, sodat almal genoeg kan hê. Dan skep hulle vir hulle self nog Tupperware bakkies, skep, julle ken daai. Dan water uit die rots uit. Imagine jy moet water vir 3 miljoen mense gee. Die Here versorg. Hulle klere vergaan nie eers nie. Die skoene word nie eers deurgeloop nie. Hulle sien nog steeds net hulle eie harte raak. Hulle sien nie God raak nie.
God gee vir hulle die wet, hulle breek die wet. God gee vir hulle die tabernakel, hulle breek die wet. God wys sy teenwoordigheid, hulle vergeet van hom. Crazy, dis die hart van die Israeliet. So ek fokus liewer op myself. En dis hoekom hy hierdie waarskuwing aan die nuwe Joodse Christene en aan my en jou gee. Is moenie God se goedheid en sy genade miskyk nie. Hy sê dit so: broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Gesindheid sodat ek nie afvallig word nie. Wat het hy in die begin gesê? Fix your thoughts on Christ. Die waarskuwing is: moenie toelaat dat jou gesindheid jou laat afvallig word van God nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, en dis baie dringend, daar's nog 'n vandag. Solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Gaan maak 'n nota. Gaan print hierdie vers 12 tot 14 uit. Plak dit iewers waar jy gereeld is. Want die feit dat ek en jy deur 'n verharding gaan is baie realisties. Dis ons is baie keer hier. Waar ons verstaan nie waarmee Jesus besig is nie. Ons sê nie saam wat hy gedoen het nie. Ons sê maar as ek God was, dan sou ek A, B en C. Of ja, Here, hoekom? Hoekom het U dit toegelaat? Hoekom het U dit gedoen? En voor jy jou oë uitvee, staan hy met 'n harde hart, 'n verharde hart voor Jesus. Wat het hy gesê? Hy sê: broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Die oomblik wat ek begin vra, maar Here, hoekom? Gesindheid van ongeloof. Dadelik as jy sê, ek sou, as ek God was, sou ek dit doen. Dadelik in jou hart is jy beter as God. Jy weet meer, jy weet beter. Wat sê Hebreërs? Jesus is beter. Deeltyd, hy sê Jesus is beter. Die oomblik wat jy 'n ongeloof of daai gedagte, daai gesindheid van ongeloof kweek, harde hart. En jy kry daai stories. Dalk was jy al daar, ek was al daar. Waar dalk ken jy nou iemand wat daar is. Dalk is jou naaste daar kwaad vir Here, onseker. Weet nie hoekom of wat of waar. Vra net klomp vra. Gaan nie my kerk toe nie, wil nie my kerk toe gaan nie. Sê nee, die Here stel hom net te leer of haar net te leer. Ons ken almal so 'n persoon. Die waarskuwing is en die oproep vir die gelowiges is daai vers 13. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Hierdie verharde hart word baie maklik deur my eie sonde veroorsaak. Deur die eie ek. Ek wil nie onder Jesus submit nie. Ek wil nie toelaat dat ek weet hy is die koning van die konings, ek wil nie toelaat dat hy my koning is nie. Ek weet hy regeer, hy moet net nie oor my lewe en my besluite regeer nie. Dan staan jy daar. Jy voel dalk neutraal. Jesus sê klomp goed, maar weet jy wat, ek gaan doen wat ek moet, wat ek wil, waar ek goed dink, waar ek goed voel. Die skrywer van die Hebreërs waarsku ons. Moenie so maak nie, want jy gaan afvallig word. Hou jou gedagtes gerig op Jesus. Moenie toelaat dat daai gesindheid van ongeloof jou afvallig maak nie. En dan die oproep. Ons as gelowiges moet mekaar, terwyl daar nog 'n vandag is, aanspoor. Dis ook die volgende realiteit. Dis die ironie van die lewe is dat ons almal gaan sterf. Eendag gaan julle by my begrafnis wees en die vraag wat julle nie moet vra nie is, ek wonder of daai ou hy sê hy glo, hy het voorgestaan en preek,
Ek wonder of hy in die hemel is. Hoekom het julle my nie aangespoor nie? Dalk is jy by iemand se begrafnis en jy wonder, ons hoop maar eendag sien ons die seun daar sit. Ons hoop maar so. As jy na sy lewe kyk, jy hoop maar, ja, hy sê hy's 'n Christen, maar my maat, daai ou hy was so kwaad vir die Here. Hy was so kwaad, hy het die hele tyd bevraagteken en gewonder. Ons moet hulle aanspoor. As jy op 'n plek is waar jy kwaad is vir die Here, 'n verharde hart het, onseker is, terwyl jy nog 'n vandag het, as jy nie weet wat se kant toe nie, hier's 'n geloofsgemeenskap. Gryp iemand aan die arm en sê, ek twyfel in Jesus. Gryp iemand, en asseblief moenie jou eie man of vrou nie, want dan judge hulle jou. Gryp iemand random. Vat iemand daar agter by die koffie, sê, hoorie, ek gaan deur 'n tawwe tyd, ek het my goudvis verloor, ek sukkel. Natuurlik is dit nou rower, ek weet nie wat julle stories is nie. Daai vallei in die hart, as jy dit in die lig bring, dan kan ons mekaar aanmoedig. As ek na Roan toe gaan en ek sê vir Roan, ek sukkel deesdae om te vertrou op die Here, want ek het my toon kliphard gestamp teen daai berg. Daai berg is heeltyd op my pad. Daai ding is heeltyd hier. So ek sukkel met die Here. Dan is dit sy verantwoordelikheid om my as geestelike broer te sê, hoe gaan dit vandag met jou? Hoe kan ek vir jou bid? Kan ek saam met jou loop? Ons moet mekaar aanspoor dat ons nie afvallig word nie, sodat ons op so 'n plek kan kom, waar ek in my moeilike omstandighede, in daai onsekerheid, nog steeds my gedagtes op die Here gerig kan hou. Sodat ek in daai donker gat nog steeds kan weet, Jesus is nog steeds die lig. Ek het nog steeds sy roeping, heilige broer en suster. Jy behoort nog steeds aan Jesus. Al gaan dit sleg, al gaan goed nie volgens jou hoe jy gedink het, dis ideaal, dit moet so goed gaan, maar ek gaan ons kerk toe, en by die besigheid, ek werk so hard, so dit moet net goed gaan, maar dit gaan nie net goed nie. Op daai punt, is jy vanoggend geherinner, plaas jou gedagtes op Here, fix your thoughts on Christ, jy moet noukeurig let op Jesus. Dit beteken om te dink aan hom. En dit sal beïnvloed hoe jy dink en hoe jy optree. Onthou die waarskuwing. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, jy is nie môre verseker nie. Ek is nie môre verseker nie. Solank jy nog 'n vandag het, sort daai goed uit. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. En dis nie om nie bang te praat nie. Ek dink dis glad nie die punt nie. Dis nie om te sê, jy moet nou bang wees en môre kom al Jesus jou. Nee, dis nie dit nie. Dis terwyl jy nog 'n vandag het. Maak reg met Jesus, want jy weet nie oor môre nie. Hy sê, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons einduit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. So die refleksievraag is, wat maak jou gedagtes dwaal? Wat in jou lewe maak dat jy nie op Jesus fokus nie? Wat in jou lewe maak dat jou hart hard word? Verhard teen Christus. Gaan dink bietjie aan daai goed. Of soos ek sê, die makliker manier is om in 'n vuisgeveg te wees, is moeilik as jy alleen veg. Dit is maklik as 'n pel saam met jou in die vuisgeveg is. Nee, selfs met visvang. As jy alleen visvang, vang jy niks. As daar nog 'n ou is, vang hy al die vis. Nee, dis mos so, dis hoekom ek sê, gryp hom aan die arm. Sê vir hom, luister. Ek sukkel. Wat maak dat jou gedagtes dwaal? As jy dit nie self kan uitfigure nie, en ek vra iemand, help my, bid saam met my. Ek wil afsluit met hierdie. Hebreërs 4, vers 14 tot 16. Ek wil vir julle huiswerk gee. Gaan lees Hebreërs 3 en 4.
Hy sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Weer soos hy vers 3 begin het, 3 vers 1 begin het. Nee? Kom ons hou vas aan Jesus, die een wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Jesus weet waardeur hy gaan. Hy verstaan waardeur hy gaan. Hy was ook beproef as mens. Hy was 100% mens. Hy het ook swaar gekry. Maar hy sê die verskil is dit. Hy was vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Daai is 'n groot onderskeiding. Jesus het nie gesondig nie. Hy is nog steeds die perfekte, vlekkelose lam. Hy het dieselfde versoekings was hy onderwerp. Hy het ook die dood beleef van 'n vriend of van sy pa of hy het ook daai seer beleef. Hy was ook in die woestyn getoets deur die vyand. Hy het ook versoekings gehad. Die verskil is hy het nie geval vir daai versoekings nie. Hy het nie gesondig nie. Daarom is hy die hoëpriester, die vlekkelose lam, die perfekte slagoffer. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon. Die genadetroon, weer eens kyk terug na die ou hoëpriester wat een keer in hierdie allerheiligste moes ingaan, na die versoeningsdeksel, wat die bloed van die vlekkelose lam spat op hom, in die teenwoordigheid van die Here. Wat hy sê is, nou deur Jesus kan ons met vrymoedigheid na die genadetroon toe gaan. Daar waar God se teenwoordigheid is. Ons hoef nie deur 'n hoëpriester na God toe te gaan nie. Ons kan deur Jesus na God toe gaan. Wat beteken jy kan nou in God se teenwoordigheid wees, want Jesus is die hoëpriester. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ek wil net een storie dalk nog wat vir ons gaan bemoedig. Dink aan Lazarus se storie. Lazarus, Jesus 'n goeie vriend, en wat was sy suster se naam? Miriam en wie nog? Is ek reg? Nee. Gaan doen 'n bietjie ondersoek wie is Lazarus is as sy naam. In geval, hulle sê vir Jesus, Lazarus is siek, jy moet kom. Hy is dodelik siek. Hy is basies op sy doodsbed. En dan daarna staan daar, toe bly Jesus nog 3 dae waar hy was. Hy het langer gebly. Hy het geweet, sy vriend Lazarus is dodelik siek. En hy maak die keuse om nog 3 dae te bly waar hy is. Wat gaan op daai oomblik in Lazarus se sissies en Lazarus self se hart aan? Ek sit met hierdie issue nou. Ek gaan nou doodgaan. Ek het nou vir Jesus nodig. En nou daag hy op. 3 dae later kom Jesus aan en die sussie sê, jy's te laat. Jy's 3 dae te laat. Hy's dood, hy ryk al. Jy's te laat. En wat doen Jesus? Hy laat hom uit die dood uit opstaan. Nou die vraag is dit, wat wys meer God se genade? Wat wys meer sy glorie? Wat is die groter wonderwerk? Dat hy vir Lazarus gesond gemaak het of dat hy vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het? Obviously, dat hy vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het. In daai oomblik verstaan hulle dit nie. Jesus het toegelaat dat Lazarus doodgaan. Ons het hom gesê, ons het gevra dat hy kom, hy het nie gekom nie. 3 dae, die ou vrot al. En Jesus nog steeds hier nie, en Jesus kom daag op. En hulle is kwaad vir Jesus. Is te laat. Hy is dood. Vertrou op Jesus. Al maak dit nie vir jou sin nie. Vertrou op Jesus, vertrou op sy wil. Hou vas aan hom. Al is dit seer, al maak dit nie sin nie, al verstaan jy dit nie. Moenie toelaat dat jou begeertes, wat noem hy dit? Jou gesindheid draai nie. Hou vas aan Jesus. Daar is so 'n lekker koortjie. Hou vas aan Jesus. Ken jy daai koortjie? Kom, hy is maklik. Kom ons sing hom saam.
Hou vas aan Jesus. Dis maklik. As jy swaar kry, sing dit. Hou vas. As jy ry, sing dit. As jy sukkel, as jy nie weet nie. Jy kan 'n lekker aksent ook gooi, hy sing lekker. Hou vas aan Jesus. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons by mekaar kan wees en Here, ek kom vra dat ons hierdie waarskuwing van die skrywer van Hebreërs ernstig sal opvat. Dat ons al besef die mense aan wie hy geskryf het, die Jode wat Christene geword het letterlik vir hulle lewens gevlug van Christendom af. Hulle was bang om hulle lewens te verloor, dis hoekom hulle teruggegaan het na Judaïsme toe. Maar Here, U gebruik hierdie skrywer van Hebreërs om hulle te herinner en vir ons te herinner wie U is en wat U gedoen het. Here, U is die Messias, die koning van die konings. U het aan die kruis gesterf, maar Here, U daai dood oorwin. U sit aan die regterhand van die Vader, U regeer vandag. Here, ek kom vra dat ons nie sal toelaat dat ons moeilike omstandighede ons gedagtes van U af sal wegdryf nie. Here, laat ons sal vashou aan wie U is en die waarheid van wat U vir ons gedoen het. Dat ons sal weet, Here, U weet beter. Ek gaan nou deur 'n donker diepte en 'n swaar en is moeilik, maar ek vertrou op Jesus Christus. Hy weet beter en dit staan ook, hy sal my nie los nie. Psalm 23, al gaan ek deur daai vlaktes of die donker dale, weet ek U is met my. Here, mag ons vashou aan U. Vader, dankie vir U genade, dankie vir U vergifnis. Dankie, Here, dat U ons nie los nie, maar dat U saam met ons is. Dankie vir hierdie ewige hoop wat ons kan vashou. Al vat hierdie lewe my lewe, weet ek gaan ewig lewe saam met U. Soos Johannes 10 vers 10, U gee vir ons die lewe en die lewe in oorvloed. Here, U het vir ons ewige lewe beloof en Here, mag ons aan dit vashou. Ons weet dat ons het 'n vaste hoop op Christus. Al gaan dit swaar, hoop op Christus. Here, mag ons mekaar aanspoor, mekaar help om dit te onthou. Ek bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen.